9 uur weer hier in die skoolsaal. Het ons weer Logan Toneelfees vertonings. Ons sluit dan vanaand af. Hoërskool Duineveld, al die pad van Appington. Hulle neem deel in die hoërskoolafdeling met gaan 'n bietjie al hoe stadiger praat, sodat almal eers kan inkom. Hulle neem deel vanaand met krone en rubbels vir koning Kokkerot. Dit is 'n nuut geskrewe teks, geskik vir alle ouderdomme, regisseur Jolien van der Westhuizen en Caitlin O'Connell. 'n baie lekker applaus hierdie tyd van die aand, baie dankie.
nie so maak nie. Wieso? Evelina, Ja, my man. die tee is koud. Skus. Ek het seker te veel melk ingegooi. Ek maak vir jou ander. Dames, is jou man nog teleurstellende koppies tee? Ons stel bekend, die immer warm ketel. Die ketel wat jou water warm hou, vir ure en ure, nadat het gekook het. Nou, kan jy jou man gaan met 'n stroomende koppie gee, die oomblik wat hy by die huis inkom. Nes jou goed georganiseerde huis, behoort nie jy of jou man te wag nie. Die immer warm ketel, want perfeksie behoort nooit koud te word nie. Evelina, Ja, my man. my keel is kurkdroog. Waar is my tee? Ek maak vir jou jammer. My vrou, jy weet, vader het altyd gesê, 'n flikse vrou is 'n deegsame vrou. En een wat 'n plek in die kombuis vol staan. Net so, my man. Ek bring vir jou broodjie. Evelina, Ja, my man. jy het redelik so tref vir vanaand se funksie. Hoe met die kinders? Ja. Evelina, nou is die roosterbrood ook gebrand. Ek kry dan nie vanmôre spek en eiers nie. Ek gaan nou weer brood eiers hierso. Jammer. Nou kan jy met die perfekte roosterbrood eet. Dames, die ekstra perfeksie broodrooster is hier. Hierdie nuwe wonderlike uitvinding is nodig op elke manier denkbaar. Die met perfekte goue roosterbrood, ek kan volgens styf en nette gestel word. Die ekstra perfeksie broodrooster. Want wat is die perfekte huis so die perfekte roosterbrood? Evelina, Ja, my man. moet tog nie weer my roosterbrood vergeet nie. Moeder het altyd vader se roosterbrood so spoedig gebring. Ja, my man. Evelina, Ja, het jy nie dalk my pantoffels gesien? My voete kry baie koud. ek het dit gewas. Dis silwer skoon. Ja, maar waar is 'n bril vir my asseblief? So. Jy is die perfekte huisvrou. Maar daai pantoffels in jou man se moe voete, dan het jy die nuwe, verbeterde, immer skoon pantoffels nodig. Dis die wonderwerk pantoffels waarvan almal praat, wat ons self skoonmaak aan jou man se moe voete. Met elke tree, elke russtoorlig, selfreinig, vlekvry en vas. Nou kan jy man doen soos wat hy moet. Voete in die lug terwyl jy jou vingerstompies aanwerk. Evelina, Ja. waar is my eiers? Ek het aanstaltes om te maak, my tyd is kosbaar. Skus my man. Dinge is 'n bietjie rof. En ek kort nog 'n bietjie melk Ja. en 'n beter sny toast. Ja, my man. Evelina, asseblief, maak tog net vinnig. Ek het nie tyd vir al die nonsens nie. Ja, Adam, ek maak gou. En moet tog hierdie roosterbrood weer brand, die almagtig. Kyk hoe lyk dit. Nee, Adam, ek sal nie. Nou, wil jy jou huis was soos dit hoort? Skoon, kalm en onderbeheer. Iets wat soos diep skoon maak dat daai krans agter kokrotte nie. Vleklose uitnemendheid. Die perfekte porsie, net soos jou man opgeneem. Glad en perfek. Wat nooit suur word nie. Tot jou moop aan se verligting na 'n lang dag by die werk. Waar Self afswit vir jou. En al wat jy hoef te doen is om die perfekte huisvrou te wees. Want niemand weet hoe baie jy sukkel om die kokkerotte te voer, hulle doppe blik te vryf en 'n loslike bestaan te onderhou nie. En jy mag nie kla nie. Jy mag nie jou kop verloor nie. Jy mag nie opswit nie. Want jy is perfek is. Perfek vir jou man. Want jy is net 'n huisvrou.
iemand wat hier aan die werk is. Dan gaan die julle. Lee, wat maak jy? Ek maak die stoel reg. Jy is besig om dit reg te maak. Ja, juffrou. Jy is besig om dit reg te maak met dit. Ja, juffrou, dis Ja, goed ja. reg. Wat gaan? Sy het die skroewedraad gebring. Ek sal goed betaal as jy die skroewedraad spaar. Kan ek maar verwees? Dis nie sommer net per ongeluk nie. Dit is skroewedraad gebring, doelbewus. Dis voorbedachte, dis... Voor 'n verbranding. Lee, hoekom het jy skroewedraad gebring? Want die stoel het gebreek, juffrou. Ek weet die stoel het gebreek. Ek was emosioneel teenwoordig by die steeninstorting. My vraag is, hoekom maak jy dit reg? Want die stoel het gebreek, juffrou. Sy praat in sinkels. Sy probeer die waarheid dodge. Baie hoor in ons student. Lee, wanneer iets in my spys breek, is daar 'n proses wat gevolg moet word. Is die proses laaste net so vente? Nee, die proses is, ons erken dat iets gebreek het, ons meld die gebreekte item op, en dan word die regte mense geroep. Al daai, dit vat nie langer as net reg te maak. Dis nie punt nie. Dit voel soos die punt. Het julle dit gehoor? Sy het met die stoel gesukkel. Everybody! Protes! Lee, sit die skroewedraad neer. As ek nou gaan ophou, gaan die stoel weer in een stort. Ek ken stop. Sy het gesê, in die een stort, jy het bestiese in een Ons toneelstuk in
glimlach vir presies 15 sekondes. Reël 36. Stel altyd jouself eers voor. Ek is Reina en ek is vandag die kelnerin. Sal ek vir u ietsie kan bring? Reina, weet jy, ek gaan so met dadelik bestel. Kan ek jou breakfast special kry asseblief? O, meneer, volgens nou 50 word ontbyt slegs bedien tot 11 uur en dit is nou al 1 minuut oor 11. Ag, maar jy kan basies sê, dis nog 11 uur. Reël 23 sê dat blyk nie die waarheid gepraat het toe hy gesê dat hy slegs 'n illusie is nie. Maar kan jy maar verbeel, is nog 1 minuut voor 11 nie? Reël 7 sê dat speel en verbeel nie toegelaat word nie, behalwe met kinders onder die ouderdom van 5. Kan eers die ouderdom bevestig? Nou goed dan, gee dan maar vir my 'n burger asseblief. O, meneer, volgens nou 18 burgers moet ek langs bestel. 'n Water asseblief. Water moet met emosionele oortuiging bestel word. Dit is my punt. Emosionele oortuiging. 'n Water met emosionele oortuiging dan asseblief. Kom ek sê, wat sê die reëlboek nog? 'n Restaurant moet honger dieet kos gee. En ek is rasend. Daar is nie so reël nie. Daar is nie sulke reël, meneer. Meneer, ek is so jammer, maar kliënte mag nie die restaurant verlaat sonder skriftelike toestemming nie. Dat ek gesê. Dis belaglik. Die hele ding is belaglik. Gee my net enigiets om te eet. Reël 41. Kliënte mag nie vra vir enigiets nie. Die kelnerinne is onintelligent en die weet nie waar enigiets verwys nie. Reël 20. Serviette moet in driehoeke gevou bly. Reël 4. Tomatiesasbottels se etikette moet na die linkerkant van die tafel wys. Slegs 1 teenoor per kliënt. Reël 11. Reël 16 sê, Per klits, mes regs. Reël 39. slegs elke derde item op die spyskaart mag bestel word. Reël 52. 'n Wynglas word bedien met die helfte van die wynglas vol wyn en dan opgevul tot bo met water. Reël 77. Kliënte wat die bestuurder wil sien. Gaan roep jou bestuurder. Meneer, ek is so jammer, maar die bestuurder is slegs beskikbaar tydens maandsverluisteringe. Reël 39. Wat is hy dan? 'n Kokkerotte verdwyn in die nag. Kokkerotte anders asem as jy. Reël 1. Meneer, Wat? die kliënte sal bedreig. Meneer, behalwe as ek verkeerd is. Maar om hier iets gedoen te kry, is 'n nagmerrie. Jy moet daar lank hier kom sit en wag
En wat? Nee. Nou die dag, as die beste Esther vriendin. Toe sy voorkom met die ou met die pen. Toe vra hy so wragtig vir my Esther beste vriendin. Hy sê maar die pen vir hom aan en so, maar toe was my pen teruggegee. Hy nou klaswoordjies wat my teruggegee kan word nie. Blykbaar volgens hom, sy geld vir niks, nie eens 'n pen. Oeh, ek gaan sit eers. Skryf op. Wat maak jy hierso? Ek het by Aida reggemaak. Wat sê jy met jou ID? Ja, lang storie, maar ek wil nog my naam afhaal. Maar wat so vreeslik aan jou naam? Maar my man, van Wette sê, oeh, en van daai, wag ek raai, jy het sy naam gevat, en weet jy van ander naam jou. En ek kon nog 'n stukkie wees so sulke goed, as jy eintlik reg kry, sterk ook met so 'n kokkerrot. Dis 'n bietjie meer gekompliseerd as dit 'n kokkerrot. O. Maar jy weet my tannie se man se broer se neef se kind van sy suster. Weet jy seker nog kom? Sy wil kyk hoe naam van ander naam mooi is van. Maar dit het al jare gevat. Want dis binnelandse sake is soos wat dit is. Ja, dit is selfs 'n doodsertifikaat om na in te bring. Snaaks genoeg. Hoe is dit met 'n kokkerrot? Wat is die hele stelsel net een groot kokkerrot is? Ag, gaan nie simpel wees nie. Kokkerrotte, jy wil weg en goed doen so. Hier is die eerste. Nee. Wie kan vir jou die periode? Ek wil graag by jou na gaan. Hy die nommer. Een nommer. Ag, nommer. Geloof. En na. En maar. Skief boka ek so fly. Gaan daar net maar keer. Sorry nee. ID nommer? 401 897 901. Naam? Emma Brink. Kan jy nie niks op lunch breakie? Gaan dan na Gerald toe, hy vat eers 2 uur sy lunch. ID 401 809 701. naam? Emma Brink. Mevrou, ek kry net hier Emerentia Sofia Maria Elena Margarita Johanna Marina van der Merwe in Buitenbrug. Dis ek ja. En jy wil jou naam daar verander nou? Weet jy wat? Dis 'n kokkerrot op my. Mevrou van der Merwe in Buitenbrug, maar jy kan nie bestaan as net brink op ons stelsel nie. Ek verstaan nie mooi. Nie met jou handtekening alleen. Ons nodig jou man se as bewys Ek bewys vir wat? dat jy bestaan. Ek sorry, ek wil jou. En dat iemand weet hoe. Gaan jy weer laat? Ag kyk hoe lyk sy seker later eet. Hey man Gerald, jy wil net jou smookbreak gaan vat, nee. ID nommer? 807 901. Naam? Emma Brink. Hier sit dan Emerentia Sofia Maria. Dis ek ja, maar wil sy my naam verander. Nou wat toe? Net Emma Brink. Ons kort jou man se handtekening as bewys dat jy wel bestaan. Ek was hier, maar dan moet jy maar vir kry. Ek moet nou verander. Ek is nie meer Emerentia se daai naam nie. Ek wil 'n vriend kry. Myself as net Emma. Dis geen fout. Oh, dis reg. Oh. Kry jou pa, jou broer en jou oom om daar te teken. Georgia? Georgia? Ja. Kom jy gaan 'n foto toe? Die papier wat jy by haar gekry het, is ook moet jy jou man en almal moet daar teken asseblief. Jou pa.
almal dood. Behalwe hulle. Hulle oorleef. Elke keer. Ek het iewers gehoor dat hulle vir jare kan lewe sonder hulle koppe. In die begin is hulle tevrede met krummels, maar dan Hulle wil net meer en meer hê. Meer Hulle reëls. sit nie nakom nie. Dit hou aan totdat jy nie weet jy is nie. Tot jy jouself verloor. Dat jy moet gaan. Alle dieper en dieper. hulle hou jou op jou plek. Want jy steek jammerin. 'n Stageland. Hy's vrou en honger. Hulle kan nie vermoor word nie. Kan 'n mens hulle blameer? As hulle dan antwoord tot 'n groter baas. Iets met 'n antieke mensgemaakte kroon. 'n Koning. Maar wat as 'n mens die krummels wegvat? Koning Kokorot ophou voer. Wat as 'n mens hulle kop afkap met die kroon? Wat as jy sy asem wegneem en jou longe vul met hoop? Of op hom trap weer en weer tot sy blind dop kraak. Hulle het mekaar en breek met jou gelooflike krag. Wat as jy ophou toegee aan dit wat koning Kokorot vra? Net ophou. Of terugstaan, asemhaal en hom ontneem van sy mag. Wat as ek asemhaal en agterkom, ek kan die koning self ontroon. Wat van as ons staan en besef dat ons sy kroon van sy kop af kan ry? Wat as die lig in my longe my laat besef dat ek soveel meer weet? Wat as ek terug staan en net asem? Homself toelaat om homself totaal en al Te vernietig. Of asemhaal. Net asem.